Hallo graad 12s, is jy reg vir wiskundige geletterdheid? Ek weet, daai einde-eksamen is net om die draai en die stres begin bou. Maar wag so bietjie. In die volgende paar minute gaan ek vir jou 'n superkragtige tegniek wys wat jou gaan help om elke vraag met selfvertroue aan te pak. Kom ons spring weg en gaan haal daai punte. Reg, so kom ons begin sommer met die mees basiese vraag dinkbaar. Hoe lees 'n mens 'n eksamenvraag? Ek weet dit klink amper simpel, né? Maar glo my, hoe jy daai vraag lees, dis die heel eerste en ek meen die allerbelangrikste stap om by die regte antwoord uit te kom. Absoluut alles hang hiervan af. Ja, en ons almal ken daai gevoel, né? Jy sit in die eksamenlokaal, dis doodstil, jy hoor net papiere wat ritsel en dan sit hulle daai vraestel voor jou neer. Sjoe, die druk is onmiddellik aan. Daai gevoel van alles kom nou hierop neer. Dit kan jou heeltemal oorweldig. Maar wat as dit nie so hoef te wees nie? Wat as jy daai oorweldigende gevoel kon omdraai en eerder in beheer kon voel? Dink daaroor. Wat as jy 'n soort geheime wapen gehad het? Iets wat jou presies wys wat die eksaminator in elke liewe vraag soek. Wel, goeie nuus, daai geheime wapen bestaan regtig. Dis die amptelike Mind the Gap studiegids. Ja, ek weet, nog 'n studiegids, maar luister mooi. Hierdie is nie net nog 'n handboek wat stof gaan opgaar nie. Nee, hierdie is 'n kragtige stuk gereedskap. Dis spesifiek ontwerp om jou te help om daai gaping tussen ek hoop ek slaag en ek weet ek gaan slaag te oorbrug. Kyk gou hier, want dis wat hierdie gids so groot maak. Dit breek die eksamen vir jou af. Aan die een kant het ons vraestel 1. Dis jou basiese vaardighede. Die goed wat jy ken. 60% is basies net ken jy jou werk. Maar dan kry ons vraestel 2. En hier verander die game. Hier gaan dit oor toepassing. Jy gaan goed in heeltemal nuwe, onbekende kontekste moet gebruik. En kyk daar, 40% is redeneringsvrae. Dis wat die meeste leerders vasbrand en dis waar ons vandag gaan fokus. Die gids spring ook sommer dadelik weg met 'n paar goue reëls. Kom ons kyk vinnig na die top 5. 1. Bly positief. Jou kop moet op die regte plek wees. 2. Breek jou leerwerk op in kleiner happies. Moenie probeer om die olifant in een slag te eet nie. 3. En hierdie een is goud werd. Verduidelik die werk vir iemand anders. As jy dit vir jou ma of 'n maat kan verduidelik, dan weet jy verstaan dit. 4. Herhaling. Dis so goed in jou langtermyn gehou vassit. En laastens, die basiese goed. Slaap genoeg, eet reg, drink water. Jou brein is nie 'n masjiene nie, sorg vir hom. Reg, so dis die basiese plan. Maar nou kom ons by die regte geheim. Die een tegniek wat die verskil gaan maak. Die ding wat jou gaan help om enige vraag, maak nie saak hoe vreemd of ingewikkeld dit lyk nie, te kan ontsluit. En dit, my vriende, lê alles in die sleutelwoorde. Hier's 'n gedagte wat ek wil hê jy moet regtig vir 'n oomblik laat insink. Die antwoord is altyd binne in die vraag self weggesteek. Altyd. Jou hele werk is net om te weet waar om te soek. En daai soektog, dit begin by iets wat ons aksiewoorde noem. Dink aan hierdie woorde as direkte opdragte van die persoon wat die vraestel opgestel het. Dis nie voorstelle nie, dis instruksies. Hulle sê nie net vir jou waaroor jy moet skryf nie, hulle spel vir jou uit presies hoe jy jou antwoord moet struktureer. OK, kom ons begin met die groot een. Bereken. As jy hierdie woord sien, is daar 2 dinge wat dadelik moet gebeur. Nommer 1, jou antwoord gaan 'n syfer wees. Nommer 2, jy moet, ek herhaal, jy moet jou stappe wys. Dis waar jou punte vandaan kom. As jy net die antwoord neerskryf, gooi jy punte weg. So eenvoudig is dit. Volgende op die lys, vergelyk. Hierdie is 'n klassiese een waar mense punte verloor. Hoekom? Want almal spring weg en wys net die verskille. Maar vergelyk beteken nie net wys die verskille nie. Dit beteken wys die ooreenkomste en die verskille. Jy moet albei doen om al die punte te kry. Onthou dit asseblief, albei. En dan my gunsteling, verduidelik. Hierdie is waar jy regtig kan beïndruk. Hierdie is jou kans om te wys jy verstaan die werk, jy het dit nie net gememoriseer nie. Dis nie genoeg om net 'n feit neer te skryf nie. Jy moet die hoekom agter die wat verduidelik. Maak dit sin vir die persoon wat dit lees. Wys jy die dieper konsep weet. Soos jy kan sien, hierdie woorde is letterlik jou padkaart na die punte. Kom ons kyk na nog 'n paar voorbeelde, direk uit die gids, om seker te maak ons verstaan presies hoe dit werk. Kyk gou hierdie tabel, dit maak dit so duidelik. Dink aan die verskil tussen lys en bespreek.
As hulle sê lys, dan gee net 'n lysie. Punt. Geen opstelle nie. Maar as hulle sê bespreek, jene, dan moet jy jou argumente uitset, alle kante van die saak bekyk en by 'n gevolgtrekking uitkom. Dis 'n heel ander ding. Definieer, kort en kragtig. Bepaal, dit beteken jy moet dalk eers bietjie rondspeel met die data voor jy 'n antwoord kry. Sien jy? Elke woord vra vir 'n heeltemal ander aanslag. So, hoe maak ons dit prakties? Hier is 'n super eenvoudige 4-stap plan wat jy vir elke liewe vraag kan gebruik. Nommer 1, lees die vraag mooi. Rustig. Nommer 2, en hierdie, mense, is die groot geheim. Vat jou pen en trek 'n sirkel om daai aksiewoord. Fisies. Maak dat dit uitpop op die bladsy. Nommer 3. Vra jouself af, wat beteken hierdie woord? Wat moet ek nou doen? En nommer 4, gee vir hulle presies dit en niks meer nie. Moenie tyd mors op goed wat hulle nie gevra het nie. So, op die ou end gaan dit nie net daaroor om die werk te ken nie. Dit gaan daaroor om te verstaan wat van jou gevra word. Dis waar die verskil lê. As jy hierdie tegniek gebruik, neem jy die beheer terug. Dan stap jy in daai eksamenlokaal in, nie met daai knop op jou maag nie, maar met 'n duidelike plan. Jy weet jy kan elke vraag ontsyfer. Daar's 'n aanhaling van Albert Einstein in die gids wat dit alles net perfek vasvat. Hy het gesê, as jy dit nie eenvoudig kan verduidelik nie, verstaan jy dit nog nie goed genoeg nie. En dis presies wat hierdie aksiewoorde doen. Hulle forceer jou om die vraag tot sy eenvoudigste kern af te breek en dan te antwoord. Dis waar ware begrip lê. So, onthou asseblief, 'n eksamenvraag is nie 'n muur wat jou probeer keer nie, dis 'n legkaart wat jou uitnooi om dit op te los. En die beste deel, die sleutel om daai legkaart op te los, word vir jou gegee binne in die vraag self. Jou enigste werk is om daai sleutel, daai aksiewoord, raak te sien en te gebruik. En dit bring ons aan die einde, maar ek wil jou met 'n uitdaging los, iets wat jy nou dadelik kan doen. Gaan kry 'n ou vraestel, sommer nou, en vra jouself af, watter sleutelwoord gaan ek eers heeltemal bemeester? Is dit bespreek? Is dit vergelyk? Of dalk bepaal? Kies een. Begin vandag nog. Van my kant af, baie sterkte vir daai eksamen. Jy kan dit doen.